Baie welkom by ons diegediens hier in die Adventstyd. Die 4 weke voor Kersfees vier ons mos Advent. En Advent is eintlik 'n tyd van verwagting en afwagting. Ons herdenk hierdie tyd wat mense in afwagting was oor die verlosser wat gebore sou word, die Messias wat sou kom. Maar ook in hierdie tyd leef ons in 'n tyd van verwagting en afwagting en uitsien, want Kersfees is net om die draai. En ons sien ook uit na hierdie tyd waar ons weer kan saam wees en waar ons ook vrede en vreugde kan belewe oor Jesus Christus wat gebore is. Maar ons tema vandag is vrede. Nou kom ons lees hier uit Filippense 4 vers 4 tot 9 en ons kyk wat sê Paulus van vrede. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verre broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. As 'n mens hierdie gedeelte lees, dan sien ons dat hierdie vrede nie gekoop kan word nie, dit kan ook nie verdien word nie, dis ook nie ons omstandighede wat dit veroorsaak nie. Maar hierdie vrede kry mens eintlik net in jou verhouding met die Here, net in die Here. En dis hoekom Paulus kom sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. En dan herinner hy ons ook daaraan dat die Here naby is, dat hy by ons is, dat ons dit nie moet vergeet nie. En dan kom gee hy vir ons 'n heel praktiese raad. Hy sê, wees 'n aangename mens. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. In die 83 vertaling sê hy, wees inskikkelik. Skik jy ook na ander mense, want die lewe draai nie net om jouself nie. Maar iemand het eendag gesê, vriendelikheid is so speserye. As mens speserye op vleis gooi, dan smaak dit so veel lekkerder. Maak dit net aangenaam. En ons vriendelikheid moet ook die lewe vir die mense rondom ons aangenaam maak. Maar wat steel mense vrede? Wat ontneem ons van die vrede wat ons tog so begeer om te hê? Bekommernis. Bekommernis steel ons vrede en ons vreugde. En dis hoekom Jesus ook sê, moet jy nie bekommer oor wat jy sal eet en drink en aantrek nie. En dan kom Paulus en sê, maar bespreek liewer jou behoeftes met God. Sê vir hom wat jy nodig het. Praat met hom daaroor. En as jy dit met hom bespreek het en jy vertrou hom daarmee, dan sal jy die vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. En dan kom Paulus en hy sê, dink positief. Dink dit wat mooi en goed en reg en waar is. Rig jou gedagtes daarop. En as ons ook positief is en positief ingesteld is en ons omring met positiewe mense, sal ons ook baie meer vrede en vreugde ervaar. Paulus is iemand wat 'n voorbeeld kom stel het vir gelowiges. Hy het nie verniet gesê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg nie. Dan kom sê hy hier, dit wat julle by my gesien het, dit wat julle by my gehoor het, dit wat julle by my geleer het, dit moet julle ook doen. Hy wil as te ware kom sê, pas hierdie dinge toe in julle lewe, want as julle dit nie doen nie, dan beteken dit eintlik niks nie. Ek wil graag vir ons 'n gedeelte lees uit Jakobus 1, vers 22 tot 25, wat Jakobus sê. Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders, wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is, en nie 'n doener nie, is soos iemand wat na sy eie gesig in 'n spieël kyk. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en hom daarin hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener.
Om vrede te ervaar, moet ons doen wat ons by Paulus gehoor en gesien en geleer het. Moet ons doen dit wat God in sy woord vir ons leer. Dan sal ons ook hierdie vrede ervaar. Maar hy is eintlik 'n wonderlike belofte hier aan die einde van Filippense 4. Paulus sê, as ons hierdie dinge doen, wat ons by hom gesien en geleer en gehoor het, dan sal die God van vrede ook by ons wees. Ek wil graag vir ons sommer net so die resep vir vrede saamvat, wat hy ook vir ons in hierdie gedeelte gee. Paulus sê vir ons, vind jou vrede in jou verhouding met die Here. Moenie jou bekommer nie, maar bespreek jou behoeftes met die Here. Dink positief, praat positief, dink oor die mooi dinge in die lewe. En dan doen wat jy in die woord lees en leer. Dan sal jy ook hierdie vrede ervaar wat God vir ons moontlik maak. My wens is dat jy ook hierdie vrede wat Jesus nagelaat het, sal belewe in hierdie adventstyd. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons tot U kan bid en kan weet dat U naby ons is, dat U by ons is. Dankie dat ons ook ons vrede kan vind in ons verhouding met U. En dankie vir U woord wat vir ons leer en leiding gee. Dankie o Gees dat U ook by ons is. Wil U ook in hierdie tyd vir ons leer om nie oor alles bekommerd te wees nie, maar ons behoeftes met U te bespreek. Dat ons dit sal bedink wat mooi en goed en waar en reg is. Ja, Here, en dat ons dit wat ons in U woord lees, dat ons dit sal doen en dat ons dit sal leef, sodat ons ook kan ervaar dat die God van vrede met ons sal wees. In Jesus naam. Amen.